Goeiedag en baie welkom by Tabernaduis se aanlyn diens. Ons begin vandag 'n kort 2-week reeks wat ons noem torings en tempels. Jy onthou die storie van die toring van Babel, hoe die volk bymekaar kom en sê hulle gaan 'n toring bou. Nou, die toring van Babel se gebeure is eintlik 'n beeld van ons as mensdom se strewe na aansien en roem. Hoor bietjie wat sê die Bybel van hulle in Genesis 11 vers 4. Toe sê hulle, kom laat ons vir ons 'n stad bou met 'n toring waarvan die punt tot in die hemel raak en ons 'n naam maak. Die natuurlike mens wil altyd gesien word. Ons wil erkenning kry vir alles wat ons doen en alles wat ons sê. Ons wil soort van in beheer wees. Ons wil nie voel dat ek afhanklik is van ander mense nie. Ek het nie ander mense nodig nie. Nou ons torings, ons prestasies, word vir ons simbole van trots, van selfstandigheid, van eintlik as ons daaraan dink, selfverheerliking. Nou die Bybel en die geskiedenis wys egter vir ons dat torings altyd gaan val. En hierdie is so belangrik dat jy hoor, as jou lewe en jou dade nie aan God geonderwerp is nie, kan dit nie standhou nie. Alles waaraan jy werk met menslike krag, menslike ambisie, sal uiteindelik val. God roep ons om tempels van sy teenwoordigheid te wees, eerder as hierdie torings wat ons bou, sodat ons deur mense raak gesien kan word. So in hierdie reeks gaan ons bietjie praat oor tempels en torings, vandag so bietjie oor die torings. En hier's my eerste vraag, gaan jy naam bou of gaan jy naam dra? 'n naam is vir meeste mense so belangrik. Spel jy my naam reg? Spreek jy dit reg uit? En ons bou aan ons eie naam, wat nie 'n slegte ding is nie. Ons praat van, hierdie besigheid het 'n goeie naam. Het jy 'n goeie naam, of het jy 'n slegte naam? Een slegte, oneerlike besluit, kan baie vinnig jou goeie naam kos. En dan het jy 'n slegte naam. Die vraag is egter, wie se naam is vir jou belangriker? Jou eie naam, of God se naam oor jou? Hoor wat sê Paulus in Romeine 10 vers 3, hy sê, want omdat hulle die geregtigheid van God nie ken nie, en hulle eie geregtigheid probeer oprig, het hulle hul aan die geregtigheid van God nie onderwerp nie. Jesus bid tot die Vader, dan sê hy, laat u naam geheilig word. Die mense van Babel, as hulle die toring wil bou, sê die natuurlike mens, ons gaan vir ons 'n naam maak. Ons eie naam bou, nie u naam bou nie. Enige bouwerk, sonder God se aandeel daarin, het geen kans om lank te bly staan nie. Die bouers van Babel wou hulle eie naam groot maak. Ons is geroep om God se naam te dra, om Christus te weerspieël. In Filippense 2 vers 9 lees ons, daarom het God hom, vir God, ook 'n uitermate verhoog en hom 'n naam gegee wat bo elke ander naam is. En dan daag Paulus ons in Kolossense 3 en hy sê, aan wat julle ook al doen, in woord of in daad, doen alles in die naam van die Here Jesus en dank God die Vader deur hom. Jy sien, 'n slaaf moet hard werk om 'n naam te kry. Maar 'n seun dra die naam van sy pa. Ek het niks gedoen om die naam Tron te verdien nie. Ek het dit by geboorte gekry. Hou op om jou eie naam, jou eie toring te probeer bou, net nog blokkies by te sit, dat mense my net kan raak sien. En as jy tot wedergeboorte kom, dan word jy God se kind, en jy dra sy naam met trots, die naam van die Vader, en die naam van Jesus sy seun. Hier is die tweede punt wat ek wil maak. Gaan dit vir jou oor menslike gedrewendheid, of oor goddelike rus? Die deursnee mens op aarde is permanent moeg. Het jy jouself oor praat, my oor praat? Hoe gaan dit? Goed, dankie met jou. Nee, ek is net baie besig. Ons is altyd besig. Besig eintlik om aan ons torings te werk, dat mense ons tog net moet raak sien. Besig om ons torings hoër te maak, mooier huise, mooier karre,
meer geld, meer goed, meer prestasies. En dan maak dit ons moeg, want ons doen dit in eie krag. Jesus sê in Matteus 11, dan sê hy, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal julle rus gee, en julle sal rus vind in julle siele, want my juk is sag en my las is lig. In plaas van 'n strewe na aansien en roem, kom rus in God se genade. Sy genade oor jou is so groot. Johannes 15 vers 5 sê, wie in my bly, en ek in hom, hy dra veel vrug, want sonder my kan julle niks doen nie. Die bou van ons torings, die najaag van menslike ambisies, die strewe om gesien en gehoor te word, dit maak jou moeg. En uiteindelik val alles plat, as jy God en Jesus toelaat, om in jou te bly, en jy in hom, dan word jy vrugbaar. Hy maak dan van jou 'n tempel waarin hy kom woon, nie torings wat mense bewonder nie, hy kom woon in jou, hy maak jou hierdie tempel van sy teenwoordigheid, en dit gaan die toets van tyd deurstaan, dit gaan bly staan. Jesus bid, dan sê hy, Vader, bou u koninkryk. Hier is die laaste punt wat ek wil maak. Torings en tempels gaan ook oor wat is tydelik en wat is ewig. In Hebreërs lees ons die nog een keer, waarna hy nou in vorige verse skryf, wys daarop dat die geskape dinge wat reeds aan die wankel is, plek sal maak vir die onwankelbare ewige dinge. Daarom moet ons wat bevoorreg is om hierdie onwankelbare koninkryk te ontvang, dankbaar wees. En ons dankbaarheid daarin laat blyk, dat ons God gelukkig maak, deur hom met eerbied en ontzag te dien. God gaan ons partykeer kom skud, en dan gaan al hierdie aardse torings gaan val, maar die onwankelbare, die tempels wat God bou, dit gaan bly staan. Matteus 6 sê Jesus, moet julle nie vir julle skatte bymekaar maak op die aarde, waar die mot en die roes dit verniel, en waar diewe inbreek en dit steel nie, maar maak vir julle skatte in die hemel bymekaar, waar mot en roes nie verniel nie, en waar diewe nie inbreek en dit steel nie. Die torings waaraan ons bou, om deur mense gesien te word, dit vergaan. Die ewige skatte, dit bly staan. Dink daaraan, ons strewe om vir onsself 'n naam te maak. En dit lei daartoe dat ons in kompetisie gaan met ander mense. En kompetisie maak dat ek myself met ander begin vergelyk. En dan kan jy net by een van twee uitkomstes uitkom. My toring is groter as jou toring. Of my toring is nie so mooi soos jou toring nie. Vergelyking maak dat ons krities is op ander mense en krities is op myself. Kritiek bring allerhande vrese en angs, omdat ons voel, ons kry nie genoeg gedoen nie. Hier is my gevolgtrekking, en ek vra jou die vraag, waarna jaag jy? Die vrug van die torings wat jy bou, in jou eie krag? Of jaag jy na die vrug van God se gees, wat in jou as sy tempel kom woon? Moenie torings van selfverheerliking bou nie. Hulle gaan uiteindelik val. Die Bybel waarsku, hoogmoed kom tot val. Dra eerder God se naam oor jou. Bly in hom. Bou vir die ewigheid. 'n Slaaf hou vas aan dit wat hy gebou het. 'n Seun dra net sy erfporsie. Almal ken die bekende Romeine 12:2 en daarmee sluit ek af. Word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie. Met ander woorde, moenie saam met hulle torings bou om gesien te word nie. Maar word jy verander deur die vernuwing van jou gemoed, sodat jy kan beproef wat die goeie en welgevallige, volmaakte wil van God is. God gee ons die vermoë om te bou, en jy moet bou. Ek sê nie vandag moenie bou nie, jy moet bou. Maar gaan jy dit in jou eie naam doen? Sodat jou toring gesien kan word, en mense oor jou kan praat? Of gaan jy sy koninkryk bou? En jouself oorgee, dat hy jou as sy tempel bou, waarin hy kom woon, waardeur hy sy lig kan uitskyn na ander mense. Kom ek bid saam met jou. Vader, dankie vir die vermoë om te kan bou.
En help elkeen van ons om sinvol te bou, veral te bou op die rots Jesus, maar dat dit nooit sal gaan om deur mense gesien te word nie. Ek dink aan Jesus se woorde wat sê, ons moet ons lig so skyn dat mense sien hoe bou ons, hulle moet ons goeie werke sien, maar dan moet hulle ons Vader in die hemel kan verheerlik. Vergewe ons, as ons ons eie naam probeer bou het, en ons eie naam probeer groot maak het, deur die goed wat ons doen, maar kom woon U nou in ons, en kom maak van ons tempels waarin God se Gees kan woon, tempels wat nie gaan val, as die storms van die lewe kom skud nie. Seën elkeen wat hierna kyk en luister, bid ek in Jesus se naam. Amen.